As iemand jou sou vra om bietjie te verduidelik die hoop wat jy vir die nuwe jaar het, wat se antwoord sou jy gee? Die Woordeboek definieer hoop as 'n begeerte wat jy koester met afwagting. Ons gebruik dikwels die woord hoop om dinge te beskryf wat ons graag wil hê moet gebeur. In die Nuwe Testament word die woord hoop egter nie so gebruik nie. Die woord druk iets baie seker oor die toekoms uit. Dis letterlik 'n sleutel. Dis nie gebaseer op ons begeertes nie. Weet jy, in Titus skryf Paulus die volgende. Hy sê, ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en die kennis van die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Weet jy, Paulus beskryf die hoop dat God sy woord hou, want hy het die ewige lewe beloof. Aangesien God sy woord hou, het ek en jy 'n goeie rede om te vertrou, dat hy alles gaan doen wat hy gesê het, hy gaan doen. In 1970 het 'n groep navorsers aan die Stanford Universiteit 'n baie bekende eksperiment met jong kinders opgestel. Dit het bekend gestaan as die Malva-Lekker toets. Hier is hoe dit gewerk het. 'n Kind is in 'n kamer geplaas met 'n Malva-Lekker op die tafel. Die navorser het vir die kind gesê, jy kan nou hierdie Malva-Lekker eet, maar as jy bereid is om 15 minute te wag, dan sal ek vir jou 2 van dieselfde lekkers gee. Dan het hulle uit die kamer uitgestap. Nou wat gevolg het, was 'n les in die mens se natuur. Sommige kinders het aan die Malva-Lekker bly kyk. Sommige het dit so gedruk met die vinger. 'n Paar het dit selfs begin lek. Ander het gesing en gedans, hulle oë toegehou, enige iets om hulle van die versoeking af weg te lei. Party het natuurlik ingegee, maar daar was ander wat gewag het. En vir hulle wat gewag het, was daar natuurlik 'n beloning. Maar hulle het nie net 'n tweede Malva-Lekker gekry nie. Hulle is jare daarna nog steeds dopgehou. Die navorsers het bevind dat kinders wat bereid was om te wag, geneig was om beter op skool te vaar, stres meer effektief te bestuur, om selfs gesonder verhoudings te hê. Hoekom? Weet jy, want hoop op die beloning wat kom, verander jou manier van leef vandag. Dis 'n prentjie van wat dit beteken om op God te hoop vir die nuwe jaar. Soms lyk dit of hy sy seën net buite ons bereik plaas. Maar dis nie omdat hy vir ons wil terg nie. Dis omdat hy met ons besig is. Hy vorm jou karakter. Hy verdiep jou vertroue in hom. Die wêreld sê, eet die Malva-Lekker. God sê, wag, ek het iets beters. En my beloftes stel nooit teleur nie. Is dit waar vir jou? Dan sal jy die uitdagings in hierdie nuwe jaar regtig tegemoet kan stap. Kom ons bid saam. Here Jesus, dis 'n wonderlike voorreg om saam met U in hierdie jaar in te gaan. Amen.